Wel, goeienaand mense. Ek hoop julle kan my hoor. Terwyl die video live gaan, ek het oor 'n kans gee. Wel, weer eens, goeienaand aan elkeen wat luister. En is 'n wonderlike voorreg om saam met julle te mag wees. My naam is Dion Allers en wat 'n awesome geleentheid om saam met julle te kan kuier. Ek het vanmiddag 'n paar toetse gedoen om seker te maak dat my program werk, want met die updates en sovoorts weet mens nie altyd wat aangaan en sovoorts. Maar as julle nou ingeskakel is, wil ek eerstering vra asseblief, gee die video thumbs up, gee hom 'n like, 'n thumbs up, en as jy op YouTube later kyk, subscribe asseblief, maar ek wil vra kommentaar ook iets in die comments, dat ek net kan sien, kan julle my hoor? Dis vir my baie belangrik dat ek dit moet hoor, en dit moet weet. Wel, geliefdes, vanaand wil ek graag praat oor in hierdie kort tydjie, wil ek met julle graag praat oor wat ek daar geskryf het, wat ek met julle oor wil praat. Ek soek nou self waar ek dit geskryf het, maar dit was op my feed gewees, hierbo, sal daar staan, en ek gaan dit net nou lees. Wel, die opskrif is Evil Prevails, where truth is silent, en hierdie is so belangrik, want jy sien geliefdes, dit wat ek oor wil praat vanaand, gaan oor dit wat gebeur het, wat nou onlangs plaasgevind het, gister plaasgevind het in Australië, in die Bondi Beach geval, ons gaan daaroor gesels, en die incompatibility, die onversoenlikheid van hierdie sekere geloof, wat ek nou gaan verwys, met die Weste. Maar hoe dat die leiers van die wêreld dit in mense se kele wil afdruk en waar daar ruggraatlose leiers reg oor die westelike, kan ek so sê, over the western nations wat hulle is. En natuurlik absolute ruggraatloosheid. Ek wil vir jou sê, daar's niks so sleg en so lelik soos 'n man wat nie 'n ruggraat het nie, wat nie leiding kan neem nie. En dan kry jy dit nou in hierdie lande, soos Keir Starmer in Engeland, en Albanese in Australië, en natuurlik, van eers ons eie land verwys nie, en die res van Europa, Emmanuel Macron, en sovoorts, en in Canada. Ek meen, dit is asof die LGBTQ ouens in beheer is van die regerings, maar hulle word natuurlik, die presidente word geïnfiltreer deur daai LGBTQ, maar hulle forceer om dit in mense keel af, om te sê, maar luister, ons maak ons deure waawyd oop vir alle refugees om in te kom, van oralstaf, en daai refugees kom van plekke af, die moslimwêreld, dis waarvan die moslimwêreld, in die moslimlande uit, kom hulle uit, en natuurlik dan sê hulle, ons ontvang hulle met liefde, met oop hande en alles, en hulle probeer om 'n geloof en 'n sienswyse wat incompatible is met die verwesterlike wêreld. Hulle wil dit compatible maak, en wat is die gevolge? Jy kry dit nie, hulle kry dit nie reg nie, en dan vind daar al hierdie, wat ons nou gesien het in Australië, en al die ander goeders wat plaasvind, reg oor die westelike wêreld, en veral in Engeland. Engeland is UK is daarmee heen. UK, vir die van julle wat na my luister het in die UK bly, is dat, kyk maar uit vir 'n ander heenkome in 'n ander land. Ek sal vir julle sê, die bekendste naam in die UK nou is Mohammed, en die Sharia law, ek dink daar's op hierdie oomblik is daar, as ek reg kon, as my gedagtes nie in die steek laat nie, is daar iets soos oor die 100 en ietsie Sharia courts, Sharia wat is die Sharia? Sharia is om die moslimwet, die Koranse wet, te wil, dan oordeel hulle, die moslims kom soontoe, dan oordeel die judge nou, die Sharia wat uit die Koran uit is oor hierdie moslims nou, en binnekort gaan dit die hele judiciary system gaan dit oorvat. En vergeef as ek so 'n bietjie die mekaar praat, so hier en daar, ek kom nou net uit die hospitaal uit, so ons het eergister as ek uit die hospitaal uit, waar ek het daai keer nog was, so verdra saam met my, maar ek het al hierdie goeters wat ek nog met julle wil praat vanaand. En natuurlik wil ek praat oor die ANC koalisieregering. En ek dink is 'n gepaste ding om te begin met
wat ek op die skerm daar plaas. En ek wil hê julle moet daarna kyk. Op die skerm sal julle sien, ons het, ek het 'n skrif daar, en kom ons lees dit saam. Die woord van die Here sê, daar in Hosea 8 vers 7, hy sê, want hulle saai wind, maar hulle sal storm maai. Dis geen halm nie, wat uitspreid. En dan gaan hy so aan, die King James sê dit vir my ook so baie mooi. Hoor wat hy sê. Hy sê, for they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. En dit is presies wat ons nou sien gebeur, wat in Suid-Afrika plaasvind. Met die ANC, die DA, die koalisieregering, dat veral die ANC het wind gesaai en hulle sal verseker, they shall reap the whirlwind. Hulle gaan verseker, hierdie land van ons gaan verseker, a whirlwind reap. We are going to reap what we have sown, en waarop dit neerkom is, want ek praat oor nie net al die ander boosheid wat hulle toelaat en waar die boosheid beskerm word nie, maar ek praat spesifiek vanaand deur die lens van om na Israel te kyk. Wat Suid-Afrika met Israel doen. Want ons weet die woord van die Here sê, en julle kan teruggaan na my profesie aktuele boodskappe toe, dat as jy my land verdeel, sal ek jou land verdeel, as jy die wie jou vervloek, sal ek vervloek, ensovoorts. Daar's baie skrif wat verduidelik, selfs Sagaria, wat vir ons verduidelik, gaan kyk op my YouTube video, Jerusalem, aan die einde van dae, dan sal jy sien, dat wat die woord van die Here sê, wat Sagaria sê, dat elkeen wat teen Jerusalem opstaan en vandag, God will make it a burdensome stone, and those who try to move it will hurt themselves. So wat jy teen Israel doen, en teen Jerusalem doen, praat hy spesifiek, gaan jy jouself seermaak, die self-inflicted pain that's on the way. En dit is alles as gevolg van ons wonderlike regering. Ek bedoel dit baie sarkasties. So, maar kom ons gaan begin om te kyk na ons gaan begin om te kyk na 'n video of twee. So kom ons gaan na die skerm toe en dan wil ek graag hierdie video met julle meedeel. Kom ons begin om te kyk daarna en dan vat ons dit van daar af. Son, 8 years old. I pushed him to the ground and I fell on top of him. Shots do you think were fired in that fight? Probably 50, 60 gunshots. It was non-stop. But I tell you one thing. I got these candles there and I'm going to go home and I'm going to light them up. Because we must light up and keep the show going.
We are not a threat. Okay, so dit is wat nou gebeur het. Onder andere, wie sien ons dit, nou toe president Donald Trump, wel onder andere, as ek sê onder andere dit het gebeur, president Donald Trump, ekskuus, nie president Donald Trump nie, Benjamin Netanyahu, die leier van Israel, die eerste minister van Israel, hy het vir die Albanese is natuurlik die leier van Australië, op hierdie stadium die eerste minister van Australië, en hy het vir hom gewaarsku dat daar's moeilikheid op pad na Australië toe. Hoekom? Want Australië, en ek gaan weer myself herhaal wat ek nou gesê het weggekyk al hierdie jare, en spesifiek oor die afgelope 4 jaar, het weggekyk en hulle deure oopgemaak en toegelaat dat hierdie klomp Pakistanners en Indië, ek moet nie dink ek is teen hulle, maar their faith and their worldview is incompatible with the West. Dit kan nie werk nie. Dit kan nie werk nie. Het hulle Australië, net soos Suid-Afrika, net soos wat Europa dit doen, gooi hulle deure oop en daar kom 'n instroming op en hulle staan teen Israel en hulle skree hatred for the Jews en gas the Jews en waar hulle takbir doen, waar hulle skree Allahu Akbar, omdat hulle God is nou die grootste, en dit het this incited violence, en Benjamin Netanyahu het vir Albanese gewaarsku en gesê, hier kom moeilikheid na Australië toe, maar net soos die res van die verweselike wêreld, het hulle weggekyk en gesê, nee, ons moet net ons harte en ons deure oopgooi van ons land, en hulle net ontvang hierdie mense, en weet jy, die twee shooters, vergeef my Engels dat ek so tussendeur meng, die twee shooters was Pakistaniese 2 mans gewees, wat 16 mense doodgemaak het, is die dodetal tans op, sommige is kritiek, daar's oor die 40 wat seer gekry het, hulle is Pakistaniese mans, Islamiete, wat uitgegaan het op Hanukkah, die fees van die tempelwyding, het hulle uitgegaan en op daardie hoofdag, daardie groot dag, of ek sê hoofdag, of op hierdie Joodse fees, Hanukkah, ek het in die verlede al oor Hanukkah gepraat, gaan kyk op my YouTube kanaal, verlede jaar het ek oor Hanukkah gepraat, en waar die fees vandaan kom ensovoorts, het hulle geweet, die Jode gaan saam, as families tyd saam spandeer, het hierdie 2 Muslim Pakistaniese mans, het hulle geweet, die Jode gaan tyd saam spandeer, en het hierdie 2 mans, wie pa en seun is, het gesê, kom ons gaan uit en ons gemaak Jode dood. Waar kom dit vandaan? Dis nie, hoe kan 2 mense dit net so doen? Is omdat jy Islam nie verstaan nie. En ek het, glo my, as ek sê, dat ek het Islam bestudeer in baie detail en steeds, en jy moet verstaan waar hulle vandaan kom en dat hulle glo, dat selfs die hadith sê, dat daar kom 'n tyd wanneer Jode agter bome gaan wegkruip en dan sal, ek gaan nog video's doen oor wat hulle alles glo teenoor ons Christene en die Jode, veral onder hierdie 2 Christene en die Jode, en natuurlik oor die res van die ander gelowe, maar spesifiek haat hulle die Jode en hulle haat die Christene. Okay, dis wat die Koran hulle leer, en die hadith, en die Sunnah, dit is wat hulle leer. En dit sê vir hulle, maak hierdie mense dood, julle moet teen hulle jihad voer, sê die Koran, uitdruklik. En, maar nietemin om terug te kom na Benjamin Netanyahu, die leier, eerste minister van Israel, het hy vir Albanese 'n waarskuwing gerig, en hoor wat het hy vir hom gesê, na aanleiding van die video wat ek nou net vir julle gespeel het. On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets.
Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. It retreats when leaders act. I call upon you to replace weakness with action, appeasement with resolve. Instead, Prime Minister, you replaced weakness with weakness and appeasement with more appeasement. Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread. And the result is the horrific attacks on Jews we saw today. We saw an action of a brave man, turns out a Muslim brave man, and I salute him, that stopped one of these terrorists from killing innocent Jews. But it requires the action of your government, which you're not taking. And you have to, because history will not forgive hesitation and weakness. It will honor action and strength. That's what Israel expects of each of your governments in the West and elsewhere, because the disease spreads and it will consume you as well. But we are worrying right now about our people, our safety, and we do not remain silent. En dit is die groot probleem, is when leaders, wanneer leiers silent is, wanneer hulle stil bly, want hulle wil nie mense upset nie. Kom ons luister gou na iets wat ek vandag gekyk het, wat Adam hierso sê op die PBD podcast. Luister baie mooi wat hy sê. Well, look, they always target the Jews first, but never last. So if you're thinking, well, I'm not Jewish, I have nothing to worry about, you got another thing coming, ladies and gentlemen out there. If you're not familiar with Bondi Beach, I've been there. Me too. I have a very good friend, and I want to give him his credit. Bondi Beach is like Venice Beach in LA, or Waikiki in Hawaii, and or Ipanema in Brazil, South Beach, Miami. It's a tourist attraction. This isn't some random spot. This is one of the most scenic, well-known beaches in the world. And thanks to Prime Minister Anthony Albanese, your historic, iconic beach will no longer be known for surf and waves and beautiful people with tan bodies. It is now known as Islamic terrorism hub, where people get murdered like sitting ducks, boom, 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 when they're just trying to enjoy the beach. And let's be clear here. This was, yes, a Hanukkah event. It's a beach. They're shooting indiscriminately. The most ironic part, I guarantee you there's just regular, everyday Australians just hanging out at the beach. I'm willing to bet, since there's been so much anti-Semitism in Australia, that someone who got murdered was probably part of the Free Palestine protest. That's how ridiculous Australia's been going. So I've been having conversations with my one friend in Australia, and he was actually supposed to be at this event. He has 2 young daughters, 3 and 1, and the reason he was going to go is because he was going to take them to the petting zoo. And he had a headache and decided not to go. And if he was there, him and his kids and his wife maybe would have been murdered. But if you recognize, and I've been texting with him nonstop for the past year, I said, what's going on in Australia? And it's been a slow drip. He's like, I don't feel safe in my own country. They're inviting terrorism here. Hamas protests, Hezbollah protests. It's everywhere. And the reality is this: if you flirt with terrorism, hey guys, no, come on in. Hamas, yeah, we're all friends here. Free Palestine, sure, yeah, Hezbollah. You're inviting the wolf into the henhouse. And the number one thing that I want to convey is this whole concept of tolerance. BBD, we talked about this. I know this was a major word in your life, and you've sort of abandoned the word, right? Tolerance. How about we flip it? 0 tolerance for terrorism. 0 tolerance for people who want to kill you. The West is murdering themselves. There's a common thread here with Canada, with the UK, and with Australia. Isn't this all part of the crown, part of the God Save the Queen? Mm-hmm. Soon enough, there'll be Allah Save the Queen. It's Commonwealth. Because, UK, yeah, the Canada, Commonwealth. It's called the So Commonwealth. you're flirting with terrorism. You're under the guise, these progressive, weak leaders, Anthony Albanese, Keir Starmer, Mark Carney, Justin Trudeau, these male feminists want to pander to votes. And this is what you get. You're tearing... So, hy sê ook dat, hy het dit nou baie mooi gestel. Nou, ek wil hê julle moet luister na hierdie gedeelte. Kom ons kyk of ek dit gou vinnig kan kry. Daar's 'n hele paar dinge, maar ek kon in die video's nou alleen gaan kry het, maar ek wil dit graag bedoelend. Maar luister na wat hierdie ou sê. Hy is 'n Islamiet en hoor wat sê hy.
Watch this here. When he says it is the beginning. Watch this, folks. Okay, go ahead. Is the current beginning of the death. It's already happening. There are areas in France where Christians cannot walk freely. President Macron has come out saying that the Islamist movements want to secede from France. This is a leader of a country telling you that he Het jy gehoor dat hy sê, they want to secede from France? Met ander woorde, hulle wil eie staat stig binnekant Frankryk. has lost control. He's admitting finally that he has lost control. Ek gaan weer daai gedeelte happening. There are areas in France where Christians cannot walk freely. President Macron has come out saying that the Islamist movements want to secede from France. This is a leader of a country telling you that he has lost control. He's admitting finally that he has lost control. There are serious agendas being played in that region. Look, I am a Muslim, but I cannot live in an Islamist theocracy. I can live in a Christian government based on their constitution because that is where peace lies. I can't live in a place where ISIS rules the area. That's no Muslim with a brain that works would want to live under ISIS, right? And when we come to the West trying to warn the governments and intelligence agencies about what is happening, about the people we fled from, we have this new political correctness agenda that tells us, oh, we're the racists, we're the ones who are traitors, and the extremists needs to be understood and embraced, and, you know, they have a point, let's listen to them, and sooner or later, they're in parliament, they're in government, and there you go in America, you have Ilhan Omar and Rashida Tlaib changing the narrative in Washington that is now affecting the whole, influencing and affecting the narrative around the world, attacking Jews, attacking Christians, and this is just the beginning. So if Christians don't wake up, Christian leaders don't wake up, then we Muslims who fled from extremists can't help you anymore. Okay, so dis een video wat ek nou graag wil hê julle moet sien, en dan die ander ene is behalwe ek kan nou na die Koran toe gaan, maar luister wat hierdie is een van die ministers van Saudi-Arabië. Hoor wat sê hy, en dan gaan ons nou oor hierdie saak praat. This is a warning, Rob. I just texted it to you. This is a warning right there. Okay, right there. See how long it is if it's the shorter one? 45 Perfect. seconds. That's the one. Watch this. This is, and by the way, he specifically decides to say it in English, so he's not, you don't have to translate and not even trust the translation by 2%. He says it to you in English. This is UAE's foreign minister. Go ahead, Rob. And let me say this in English so you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision-making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. Okay. So, hierdie is, that's like a life bar going, guys. Hierdie is een van die goed wat ek wil hê ons moet nou kyk. Nou, wat gebeur is, basies, wat julle nou gehoor het, is dat jy kry hierdie verwestelike leiers, waarvan hierdie landse president Cyril Ramaphosa een van hulle is, wat Islam nie verstaan nie. Inteendeel, ek gaan nou by Suid-Afrika uitkom, want ons speel, of dit is, hou vir ons, 'n gevaar in, en ek kom nou by dit, en ek wil hê, share hierdie video, met soveel mense soos jy kan, om stil te bly en polities korrek te wees, dit bestaan nie by jou as kind van God nie. Wees reguit, wees blaatant bedoelend om hierdie goed aan te spreek, en ek gaan in die dae wat voor lê, ek het verlang het ek stil gebly oor die islamitiese geloof en wat hulle alles glo. Ek nie op my bladdens, my YouTube en op my Facebook gesit nie, aangesien ek na die Midde-Ooste toe baie keer gaan, julle weet dit, het ek besluit om nie dit alles, maar I cannot contain myself any longer. Ek gaan oor hierdie goed praat, dat mense moet wakker skrik en sien wat hulle glo in dit, en Suid-Afrika, ek kom nou by Suid-Afrika uit, laat ek eers aangaan oor wat hulle gesê het, wat hy gesê het, wat hierdie verskillende ouens nou gesê het, is dat julle verstaan nie Islam nie, nommer 1. Nommer 2, dit kom na jou toe. It's coming. Ek het 'n boek hier in my hand. Ek wil hê julle moet hierdie boek baie mooi duidelik sien. Nou, ek het hierdie boek. Wat is die opskrif van daai boek? If it takes 1,000 years. En jy kan gaan kyk, die video's is op YouTube, die video's is op Facebook ensovoorts, hoe hulle, en ek het die video's soos ek sê, ek gaan begin om net hierdie goeders te sê. Maar wat Islam sê is, al vat het 1,000 jaar, we will enter every single home and there's nothing you can do about it. We will take the West
by not firing one shot. En hoe doen hulle dit? Deur hulle om die verwesterlike ouens soos Amerika, Donald Trump, dank die Here vir Donald Trump, like hom of nie, dank die Here dat hy staan teen nou vir illegal immigration, maar die ouens wat naam kom, geen mens weet wat hulle gaan weer doen nie, en ons weet Amerika se demise, se ondergang is naby, en het reeds plaas begin vind, want 'n empire kan nie vir altyd bly nie. Ek meen, waar is die Griekse empire, waar is die Romeinse empire, waar is die Babyloniese empire, waar is die Assiriese empire, waar is die Egiptiese empire, dit bly nie vir altyd nie, so dit moet gaan, so net soos die UK empire bestaan nie meer nie, daar was 'n tyd wat hulle gesê, the sun never sets on the Britain Empire, wel, nou is dit nie meer so nie, want vergeef my Engels dat ek deurmeng, geen empire kan vir altyd hou nie, en Amerika gaan ook, hulle is nou die wêreldleier op die spel, binnekort is hy weg, dan sal jy sien China en Rusland is op die as ek sê weg, bedoel ek nie heeltemal uit die prentjie uit nie, hy self-destruct, net soos die Romeinse ryk gedoen het, hulle het geself-destruct van binnekant af, as gevolg van weak policies, en dit gaan gebeur met Canada, dit het klaar gebeur met die hele Europa, Poland is die enigste, the only beacon of hope, and of light in all of Europe, is Poland, gaan try, die prime minister, die eerste minister sê dan vir jou, in Poland, kom na ons land toe, kom try ingaan, ons sal jou dood skiet, is jammer dat ek het nou nie die video reg gekry, en om vir julle te speel nie, as julle inkom in ons land het, en jy wil deur daai grens kom, dan skiet ons vir jou dood, dit is baie hard, hoe kan hy dit doen, en hulle trotseer op, hulle is 'n Christelike nasie, ja, maar 'n Christen kan nie dit doen, en 'n Christen kan nie dat doen nie, en ek gaan 'n bietjie later daaroor praat, dat julle ook verstaan die crusades, wat in die middeleeue plaasgevind het, in 1099, tot en met hier by die 1300s, die verskillende crusades, en hoe die Christene in beheer was van Jerusalem, vir omtrent 100 jaar, en die verskillende crusades het plaasgevind het, die crusaders, en hoe hulle verstaan het, toe Jesus gevra het in Lukas 22, wie het vir my swaard, toe haal hulle 2 swaarde uit, en gee vir Jesus hy swaarde, en toe sê Jesus, dit is genoeg, kom laat ons gaan, en meeste Christene en meeste ouens gaan nie vir jou kan verduidelik wat het Jesus daar probeer sê nie, probeer vra in Lukas 22, toe Jesus vra, wie het swaard, en hulle 2 uitgehaal, toe sê Jesus, dit is genoeg, kom ons gaan. Wat het Jesus met dit bedoel? Ek sal later daaroor praat, sê vir my, gaan julle belangstel daaroor, en, maar, wat ek wil sê is, en gee terugvoer in die kommentaar, of julle 'n bietjie daarna wil luister, maar, is dat, as gevolg van swak leierskap, Australië, en die hele Europa, die UK, Keir Starmer is 'n feminist. Hierdie ouens almal, hierdie man, vergeef my, hulle sit in piepie. Ek raak so kwaad, want hulle is geen mans nie, hulle geen leierskap nie. Hulle geen leiers, geen vorm van leierskap nie. Geen vorm van leierskap en ruggraat en staan vir wat reg is nie. Dis ouens wat anyway. So, en terwyl Islam sê, dankie dat julle lande vir ons oopmaak, ons waardeer dit, maar luister hierso, daar kom 'n tyd, wanneer ons elke huis gaan wat ons elke huis gaan infiltreer, ons kom vir jou kinders, ons kom vir elkeen van julle, ons sal julle huis invat, dankie vir julle policies, wat alles oopmaak vir ons, en wat ons verwelkom, en julle aanvaar ons, en dat ons kan ons goeders hier inbring, en ons geloof uitoefen, dankie daarvoor, ons gaan dit teen julle gebruik, dit is self-inflicted pyn, dit is suicide, ons gebruik julle suicide wat julle doen, julle pleeg op die oomblik selfmoord, en al wat ons gaan doen is, ons gaan dit die gif vermeerder, dit gaan nie so erg wees, dat julle agterkom, ons vermeerder die gif wat jy reeds drink nie, maar ons gee die gif deur, dis wat besig is om te gebeur in die Weselike, dit bring my by die volgende punt, ek wil net kyk, was my ander punt, ons nou gepraat oor, die incompatibility, was natuurlik nou wat ek gesê het van, en ek sal daaroor praat spesifiek in ander video's, dat jy kan nie, en jy het nou net daai 2 moslim ouens gehoor, die een van die ministers van Saudi-Arabië en die ander, hulle is moslims, en hulle sê, dat it's incompatible, Islam, hulle geloof, wat hulle is incompatible met die Wes. Nou sal jy vir my sê, ja, maar kyk na daai 2, hulle is vredelievend ensovoorts, en dit is dalk waar, dit is so, dat hulle dalk vrede, of voorkom as vredelievend ensovoorts, en ek wil net iets duidelik maak, ek sê nie, jy moet enigiemand haat nie, ek haat wat sleg is, ek haat niemand nie, ek haat
sonde. Hoekom? Want Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. So ek haat niemand nie, ek haat wat sleg is. Dit wat boos is. Ek meen, dis wat jou moes dan, die vrees van die Here wat sê, dat jy staan vir reg en geregtigheid. Maar nie toon. So, moenie dink ek haat enigiemand nie, maar daai twee moslimleiers sê, ja, dit is, daar kom 'n tyd wanneer die verwesterlike wêreld heeltemal hulle greep gaan verloor, en dit gaan oorgegee word aan die oorgevat word deur die moslems ensovoorts, is omdat mense in Islam verstaan en, soos ek reeds genoem het. En ek stem saam met hulle, en hulle is eerlik genoeg om dit te erken, en daai ou sê, ek wil eerder in 'n Christelike staat bly en onderworpe wees aan daai wet, as dat ek in 'n Islamic state bly. En dit is die absolute waarheid. Hulle praat absoluut, daai ou praat absoluut die waarheid, wat ek nou net vir julle gespeel het. Maar nou kom ek by die laaste punt uit, Suid-Afrika. Nou geliefdes, Suid-Afrika loop die gevaar om binnekort, as ek sê binnekort, bedoel ek, ons is alreeds daar. Geliefdes, dat Suid-Afrika is in die, ek wil net kyk, ekskuus, Suid-Afrika kom onder oordeel. En wat gaan gebeur is, want hierdie landse president, die slegste president wat hierdie land al ooit gehad het, is Cyril Ramaphosa. Sy voorloper was ook sleg, maar hierdie ou, wat mens sal dink het dalk 'n bietjie common sense, het geen common sense nie. En ek sê dit nie op grond van dat sy enige iets soos dit, ek praat van in die sin van dat hy staan vir absoluut niks. Inteendeel, hy is 'n moslim en niemand gaan my anders te oortuig nie. Daar's video's van hoe hy saam met hulle bid ensovoorts. En dit is die rede hoekom jy oralste in Suid-Afrika sien dat die islamitiese geloof vat net oor in Suid-Afrika. En dit bring my by hierdie punt uit. En net so terloops vir julle wat wil dalk meer weet, gaan na my YouTube kanaal toe en dan gaan julle onder Profesie Aktueel, vir die wat nie kan sien nie, ek maak, ek weet nie om nou oop te maak, dat mense kan, ja, hierso, sien julle al my Profesie Aktuele boodskappe, daar het ek wil net hierin toemaak, sien julle sal sien, daar's van Chanukka, wat ek verlede week gepreek het, verlede jaar, en dan alle ander goeders, daar is soveel boodskappe hier binne wat jy sal vind, wat vir jou soveel sal beteken, maar asseblief gaan kyk daarna, dit is al vir soveel jare op, en mense, hierdie is dinge wat ek gepreek het, wat mense moet nog gaan kyk, maar kyk na al hierdie onderwerpe wat ek oor gepreek het. Ek skrol maar net so deur, maar, en hierdie een is een van die belangrikste. Wat het gebeur as presidente teen Israel gestaan het? Hy is op my Facebookblad, het ek hom vandag gepost, gaan kyk na hom asseblief, gaan kyk ook na hier praat ek oor Iran, daar praat ek oor verskillende dinge. Hier is, ek wil net kyk, waar is die ene oor Amerika? Jerusalem, beker van bedwelming. Gaan kyk hierdie preek. Jerusalem, 'n beker van bedwelming. Wat gebeur wanneer 'n land teen Israel opstaan? Maar nietemin, om daartoe te maak, dit bring my by hierdie belangrike punt uit. En dit is dat wat die Jewish Report hier in Suid-Afrika sê. En hoor wat is besig om te gebeur onder julle neuse. A proposed apartheid bill could criminalize Israel ties. Hierdie was 4 dae terug gepubliseer gewees. Op Desember die 11de van hierdie jaar. Laat ek dit nog meer inzoom. Kyk of ek sien dit is hy kom te groot maak, ek kan mens ook nie sien nie. Ok, ek hoop julle kan sien, maar hierdie bill propose
sê hier binne, ek probeer nou hier vinnig optel, maar hoe dat as jy Israel vir Israel staan en saam met Israel staan, dan jy deel, dan ondersteun jy apartheid en as gevolg daarvan kan hulle jou krimineel vervolg. Okay? Hier is die bil wat jy kan gaan lees, wat maklik aflaaibaar is, deur Imran Ismail Musa, MP, daar gestel is, en wat die bil propose. So, en hier's nog, the Citizen, proposed apartheid prosecution bill described as devious and vague. So wat hulle doen is, in kort, is om weer eens net te sê, luister hier, as jy saam met Israel staan, en ons Bybel, as jy jouself 'n Christen noem, ek meen, ek staan nie vir al die boosheid, ek staan nie vir alles wat Israel doen, as daar dinge gebeur en wat ook al, maar ek staan saam met die volk van die Here, maar ek staan nie ek keer nie alles goed en sê, elke land het sy probleme, maar ek praat van as woord van die Here sê, Israel is God se oogappel. Ons het die verantwoordelikheid om saam met hulle te staan. Ek is nie blind en sê, alles wat hulle doen is 100% reg, en daar's dinge wat ek nie meer saamstem nie, maar dit verander nie my, dat ek staan saam met Israel nie. Maar wat gaan hulle doen teen ouens teenoor my en ander predikers in hierdie land, meeste predikers in hierdie land wat saam met Israel staan, behalwe jou left-wing feminist predikante, hulle gaan vir die res van ons sê, so jy ondersteun apartheid. Nee, ek ondersteun nie apartheid nie, maar ek ondersteun Israel. Ja, maar Israel is apartheid nation. Is nie. Ons het die woord, wat ons kan teruggaan en sê, luister hier so, maar dit is hoekom ons Israel ondersteun. Is as volg van dit. Nee, ons gaan nie daar nou kyk nie, want hoekom? Ek wonder of ek vinnig die hadith kan kry. Dan wys ek vir julle hoekom hulle sê nee, onder andere of ek in die hadith het kan kry. Ek het vinnig kyk hoe kan ek hom bewoord, laat Google hom vinnig van optel. Ek tik maar net wat ek nou vinnig kon onthou van die hadith daar. En Sabu al-Bukhari, the course, nou hierdie gaan jy nie sien, hierdie wil nie vir jou wys nie. Okay? Hierdie is die sunnah.com. So hierdie is weer eens uit dit is for the cause of Allah, jihad, heilige oorlogsvoering. Dan staan daar in die hadith, Allah messenger said, the honor will not be established until you fight the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say, O Muslim, there's a Jew hiding behind me, so kill him. Okay, hierdie is een van hulle bekendste skoliere, Abu Ghari, en dit is wat hulle leer. So, en dan kan ek nou vir jou aangaan en ek kan vir jou nog van die hadith uithaal en aanhaal ensovoorts, maar ek sal dit op 'n later stadium doen. En nie net in die hadith nie, die sunnah en in die Koran. Dan sal ek vir julle alles leer, maar ek wil hoor van julle af, stel julle belang om hierna te luister en om te verstaan waaroor al hierdie goeters gaan. So, hier is 'n kort opname om vir julle te sê, dat daar kom vervolging Suid-Afrika toe as gevolg van hierdie swak leierskap, hierdie koalisieregering, die DA en die ANC, swak, uiters swak, hulle is geen leiers nie, hulle dans maar net die dans, want hulle is klaar uitverkoop, okay, en veral die ANC is klaar uitverkoop, en al lank al uitverkoop, en meeste van die lande se leiers is uitverkoop, soos in Europa ensovoorts, hulle is uitverkoop, dis hoekom hulle stil bly vir al hierdie goeders. En Suid-Afrika, die Here het vir my in 2005 gesê, en ek gaan dit aanhou sê tot die dag wat ek my kop neerlê, God forbid, maar dat die Here het vir my in 2005 gesê, as ons op 'n uitreik na die moslims toe, op 'n moslim uitreik toe, sê die Here vir my, vervolging kom Suid-Afrika toe, van dit gaan van die kant, van die rigting van Islam afkom. Die Here het vir my gesê, daar kom vervolging Suid-Afrika toe. In 2005 sê die Here het vir my, en dit gaan kom van die kant
van Islam af. En dit gaan gebeur. Dit is al reeds die begin, ons het sien al reeds die geboortepyne van hierdie goeters. Ek het baie meer wat ek wil sê. Ek hoop hierdie het vir julle iets beteken. Asseblief share hierdie video, like hierdie video, staan saam met ons, dat ons die woord kan uitkry, en as daar prokureurs is, hoekom gaan tackle julle nie die bil en staan teen dit nie? As jy 'n prokureur is, wat jouself 'n Christen noem, kyk of jy iets kan doen teenoor daai bil, wat hulle nou wil deurdruk. En ons as Christene, kom ons staan saam, en as daar iets is wat ons kan teken, ek dink daar is iets wat jy kan teken, ek wil net nog gaan na die skerm toe gaan, ek dink is hierdie deur Suid-Afrika, en wat hulle sê dat apartheid bil, as jy saam met Israel staan. So as jy kan dit gaan teken dit, kom ons kry hierdie dinge, ons werk om natuurlik hierdie goed te stop, so ver as ons kan. Ons kan nie heeltemal stop nie, maar ons kan alles doen wat ons kan doen. Ok, die Here seën vir julle, asseblief, share hierdie video, like hierdie video, die Here seën vir julle. Amen.